Vanmôre is my hart baie dankbaar teenoor die Hemelse Vader. Want ek besef as gevolg van sy liefde, as gevolg van sy genade, as gevolg van sy barmhartigheid, sy goedheid en sy guns, is ons hier vanmôre. En daarom dan, jy weet, die wêreld bring al hierdie tipe daas in die kerk het dit nie ingebring nie. Dis wêreld, want primêr gaan dit oor geld maak en dan sekondêr om mense groot te maak. Maar wil ek vanmôre hierdie voorreg gebruik om hom te verheerlik. Hy is die Vader van alle vaders. Daarom ook die tema vanmôre, Vader van vaders. Mag net hy verheerlik word en is dit my hart, dat elkeen terwyl jy hier sit en dan kry jy nou koud, dat hier in jou binneste 'n dankbaarheid sal wees. En 'n besef sal wees, wat 'n voorreg om hierdie hemelse Vader te kan hê. Ek herinner ek het die voorreg gehad om my eie pa, 85 jaar oud geword, om hom te begrawe en die diens te doen. En ek kan onthou daardie môre toe ek die woord bedien, toe sê ek, luister nou mooi, hierdie pa was die beste pa vir my. Maar ek weet, hy het foute gehad. Ek weet, hy was nie volmaak nie. Maar vir my was hy die beste pa. Waarom? Want hy het my primêr geleer om God te dien. Primêr. Sekondêr het hy my geleer, jy glo hom, te midde van wat ook al. Glo jy en jy vertrou hom. Maar hy het foute gehad, maar die hemelse Vader. Daarom is my blydskap vanmôre in hom volkome. En mag dit vanmôre vir u ook, terwyl ek die woord lees, mag u ook in u hart agterkom hoe groot en hoe goed hierdie Vader van vaders is. Nou, ons lees saam vanuit 'n Ou Testamentiese gedeelte, Psalm 103 vanaf verse 1. 'n Psalm van Dawid, baie interessant. Hy sê, loof, bless, O my soul, Jahwe. Loof Jahwe, o my siel, alles wat binne in my is, sy heilige naam. So, dis my so interessant dat in die Ou Testament reeds was daar klem gelê, verstaan sy naam. Klem gelê, weet wat is sy naam. En vir die moderne kerk het dit net 'n cliché geraak. Maar in die Ou Testament was dit primêr. Hoor nou mooi, o my siel, alles wat binne in my is, sy heilige naam. Vers 2, loof Jahwe, o my siel, hoor nou mooi, en vergeet geen een van sy weldade nie. Vergeet geen een van sy weldade nie. Hoor nou mooi vers 3, wat al jou ongeregtigheid, hierdie is deel van sy dade, wat hy nou sê, wat al jou en my, ongeregtigheid vergewe. Wie kan vanmôre hier sit? Wie kan sy hand opsteek en sê, dankie, vanweë die vergifnis wat u gegee het, leef ek vanmôre, het ek nog gemoed en 'n ywer vanmôre, sy weldade, hy doen dit aan u, as sy kinders, en dan sê, wat al jou krankhede genees, vir hoeveel al het hy gesond gemaak, hoeveel, wie glo vanmôre, ek gaan my môre en oormôre weer gesond maak, van my weer help, en my weer deurdra. Hoor nou mooi vers 4, wat jou lewe verlos van die verderf. Wauw. Hoor nou mooi, wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartighede. O, Satan hoor dit. My Vader het besluit om my te kroon met sy goedertierendheid en sy barmhartigheid. Vanweë dit lewe ek en jy en staan ek en jy baie meer as wat ons moet.
vanweë ons swakhede, maar vanweë hierdie genade, hierdie weldade van hom, kan ons sê, word die Satan 'n 3 gedruk. Dit beteken in baie opsigte, het Satan meer reg om beheer van ons te vat vanweë ons swakheid. Maar vanweë ons Vader se weldade, vanweë sy goedertierendheid, wat hy vir my en vir jou gee, en sy barmhartigheid, blokkeer hy die vyand. Wow! Daarom, laat hierdie diens vanmôre, die Vader van alle vaders, maksimaal verheerlik. Hoor nou mooi, wat jou siel versadig met die goeie. Elkeen in hierdie vertrek van naam, al ons ou mense, en vanmôre toe ek hierdie skrif lees, kom Japie, toe dink ek spesifiek aan jou noem Sam. Spesifiek aan jou noem Sam. Vat hierdie ding, en ek maak het oor al die ander manne los. Hoor nou mooi wat sê hy. Wat jou siel versadig met die goeie. Met ander woorde, hy gee iets vanuit homself uit, binne in jou siel. As jy dit kan verstaan, en jy vat dit, hoor nou mooi, as jy dit kan verstaan, dan sê hy, sodat jou jeug weer nuut word. Nie sommer net nie, maar soos die. Daar herinner ek my, wie kan nog vir oorlede broer Lampies Lambrecht onthou? Hier is al so 1 of 2 wat hom kan onthou. Hy het eendag 'n preek gepreek oor die arend, nog in die Pinkkerk. Hy het 'n preek gepreek oor die arend. Toe vertel hy presies hoe die arend, wanneer hy oud geword en hy gaan sit en hoeveel vere en deur wat gaan hy, sodat hy weer nuwe vere kan kry en weer kan opstyg in die hoogte. Ek kan dit nog vreeslik onthou, baie detail gegee. Maar vanmôre toe ek nou hierdie skrif lees, toe besef ek, al vat my jare my, en al betaal ek 'n prys vir een of ander goed wat ek aan my jeugjare toegelaat het. En my liggaam gaan af. Maar ek kan ontvang. Ek herhaal, maar ek kan ontvang dit wat hy in die siel gee. En as ek dit kan koester en dit in my binneste kan toelaat, dan sê hy, sal dit wat hy gee, my liggaam, die glo sy woord, weer soos my jeug maak. Mag ek vra, wie verlang dit vanmôre? En besonder vir oom Sam en vir oom Japie spreek ek het los oor oom en die tannie. Spreek ek het los. En laat elkeen wat voel hy's oud, tot my rooi kop tannie. Almal wat voel hy's oud, laat jy versadig word. Wat hy jou siel gaan gee, sodat jy daardeur weer nuwe jeug, dit gee my nou baie moed en ywer. Nie dat ek en jy jonk is, oud is nie. Maar nou wil ek sê, terwyl ek dan nog jonk is, gaan ek gou volgende jaar die kommeres hardloop. Net om te wys. Wat fout? Ag, wat 'n voorreg in hom en deur hom. Weer nuut word. Hy sê nuut word, weer nuut word. Soos die van 'n arend. Met ander woorde, sodat hy weer hoog kan sweef. Nou sê hy, Jahwe doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Wow. Hy het aan Moses sy weer bekend gemaak aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is Jahwe. Lankmoedig en groot van goedertierendheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Wat 'n vader. Ma's bly langer kwaad as papas. En geen ma kan met my stry nie. Ek het in 'n huis self groot geword. En ek het gesien ma en ek het gesien pa. En toe trou ek self en toe kry ek 'n vrou wat 'n ma word. En toe sien ek sy is nog dikbek, ek lag en ek druk hulle en ek speel alweer met hulle.
Wat 'n voorreg. Nie vir altyd twis en nie vir ewig die toren behou nie. Wie's bly daaroor? Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtigheid nie. Aan die ander woorde, ek het julle nie straf omdat julle verkeerd doen, ek het julle nie tekort doen nie. Is dit nie mooi nie? Hy sê, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. Is dit nie kosbaar? Kosbaar. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge van ons. Jo. Soos die Vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm Jahwe hom oor die wat hy vrees. Want hy weet watter maaksel ons is. Hoor nou mooi. Gedagtig dat ons stof is. Twee goed. As dit nie winter so erg koud was nie, nommer 1. En nommer 2, as elke siel wat vanmôre hier sit, mooi toelaat dat hierdie woord in hulle harte spreek, en hulle is eerlik met hulle self, sal hier vanmôre 'n handeklap kon opgegaan het. Hier sou 'n vreugde kon opgegaan het, om te besef, wat 'n oppervader ons werklik aanbid en werklik dien. Hoor, hy sê weer, lees verse, soos die Vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm Jahwe hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig. Met ander woorde, hy besef, daar is sekere beperkings. Hy besef, daar is sekere onvermoë, en nou verduidelikheid. Die mens, soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar, sê wie maar, die goedertierenheid van Jahwe is van ewigheid tot ewigheid, oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir sy kinders. Met ander woorde, al is julle stof, en al is julle soos 'n blom in die veld, en al is julle soos 'n gras wat kom en gaan, maar my geregtigheid, my liefde, my ontferming, vir julle wat my vrees, sal al maak die son en die wind en die natuur so, gaan ek nie toelaat dat die natuur oor julle beheer hê nie. Omdat jy my vrees, het ek 'n ewige lewe, 'n nuwe liggaam, 'n nuwe hemel, en ag, wat 'n voorreg. Wat 'n wonder, wat 'n wonder. Vir die wat sy verbond hou, en aan sy bevele dink om dit te doen. Jahwe het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loof Jahwe. Sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring in die gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof Jahwe, al sy leerskare, sy dienaars, wat sy wel. Psalm Dawid raak hier baie selektief. Hy raak geweldig selektief. Hy sê al die engele, al die kragtige helde, wat sy woord volbring, wat sy woord, met ander woorde getrou is aan sy woord glo, en sy woord gehoorsaam. Hy sê vir hulle, julle moet hom loof. Waarom? Want julle het rede. So dit is nie net 'n leeblik geraas nie. Jou amen beteken iets. Jy loof, omdat jy verstaan wat hy doen vir jou. Nou sê weer vir al die leerskare,
En almal wat dienaars is, wat sy welbehae doen, loof julle my ook. Met ander woorde, ek soek nie lof en prys van iemand wat my goedheid nie ken nie. Moenie my loof en prys as jy nie weet wat doen ek vir jou nie. Maar as jy deel is van wat ek vir jou doen, vra ek van jou. Hier op hierdie diens, die Vader van die Vaders, gee hom lof, gee hom prys, gee hom ere, want hy is die Vader van die Vaders. Nou sê, loof hom, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy. Loof Jahwe, o my siel. Halleluja. Wat 'n vaderhart en optrede. Hierdie 22 verse maak 'n legio van die guns, die grootheid en die goedheid van Jahwe los. En daarom vanmôre, hy's die Vader van vaders. Geen een, nog nooit uit 'n vader, soveel liefde gewees en soveel liefde gegee, soos hierdie Vader, onse Vader, onse Vader, onse Vader, die wie se Vader hy nie is, die gaan nie begryp vanmôre nie. Die wat nie hom het as Vader, gaan nie verstaan vanmôre nie. Maar hy wat onse Vader is, ons wil hom vanmôre al die lof, ons wil hom vanmôre al die prys, ons wil hom vanmôre al die dankie. Weet jy, as ons reg deur die Ou Testament gaan, en ons sien deur die Ou Testament, hoe hy met die volk Israel gedoen het. En ons sien in besonder wat die Nuwe Testament sê, liefde is die vrug van liefde. Dan sien ons al die barmhartigheid. Ons sien al die geduld. Ons sien al die ontferming. Ons sien al die lankmoedigheid. Ons sien verdraagsaamheid van hom oor Israel, op verdraagsaamheid, op verdraagsaamheid en op verdraagsaamheid. En wanneer u en ek vanmôre eerlik met onsself wil wees, en ons doen introspeksie in ons eie lewe, dan gaan ons vanmôre ook sê, van wie is sy genade, en van wie is sy barmhartigheid, is ek en jy nog hier. Was dit nie vir dit nie, hoor mooi, was ek en jy nie hier vanmôre nie, waarvan wie ons oppervader, sy heilige guns, sy heilige barmhartigheid, sy heilige ontferming, die vraag of die beseffe en die insig en die krediet wat ek hom wil gee vanmôre, hoe ver het u liefde net nie gegaan nie? U liefde is beperkloos. U liefde, dit is eindloos. Luister mooi, reg deur die Bybel lees ons, en dan kom ons agter sommer net van die begin af, het hierdie Vader altyd planne beraam om sy mense te vergewe. Planne beraam om hulle te verdra. Die skrif leer ons op ander plekke, hy kon met sy asem ons almal weggeblaas het. Net met sy asem. Maar die Vaderhart, die werklike Vaderhart, het reg deur die Bybel nog net planne beraam. Hoe kan ek hulle vergewe? Hoe kan ek hulle vryspreek? Hoor mooi, watse offers kan ek inbring? Watse lerings kan ek hulle gee? Wat kan ek net nie alles doen, net sodat, hoor mooi, sodat die atmosfeer in die huis, die atmosfeer tussen my en my skepping, net weer aangenaam kan wees. Planne op planne en op planne beraam.
luister mooi, terwyl hy weet, daar's 'n vyand wat rondloop, en hy soek wie hy kan slag, wie hy kan steel, en wie hy kan verwoes. Het hy sy wil altyd bekend gemaak. En ek wil jy moet mooi verstaan, wanneer hy sy wil gee, en wanneer hy sy raad gee, sy offers gee, en sy maniere gee, hoe om vergifnis te kry, hoe om te maak dat pa, seun en dogter weer by mekaar kan uitkom, die atmosfere kan uit die weg uitruim, en daar net vrede kan wees, wil ek jy met die mooi verstaan, hy het nooit dit gedoen, om 'n diktator te wees nie. Maar hy het primêr dit gedoen, dat sy eie gesin nie verlore moet gaan. Dat sy eie volk, sy eie skepping, nie deur die dief, gesteel, geslag, en verwoes moet raak nie. Hier sing pastoor van die Hielbrou, ons is baie Vrydag aan hier vanaf deurgery, toe ons daar gaan werk, toe kon jy nog daar aangegaan het, die toestand van sonde. Die absoluut, dit maak jou van jou kop afraak, om te sien wat die Satan, as gevolg van sonde, aan jong mense doen. Maar hierdie Vader, het planne op planne op planne gemaak. En nou weet ons vanmôre, wow, van wie is hy omgee? Van wie is sy liefde? Van wie is sy hart teenoor u en my? Het ek en jy vanmôre 'n redder? Het ons vanmôre 'n verlosser? Het ons vanmôre 'n geneesheer? En so kan ek aangaan. Maar sekerlik vanmôre die grootste van alles, en vanweer die tyd waarin ons lewe, en die geesbevrugting waarin ons is seker die grootste vir my en jou vanmôre. Ons het 'n komende koning. Ons het 'n komende koning, wat binnekort, halleluja, my en jou kom haal. O, halleluja. Met ander woorde, hierdie hele uitreik van hom, is tot my en jou goedheid. Hierdie hele uitreik van hom, is om my en jou te laat presies te laat verstaan, hoe werk 'n vader hart? Het ek vir 22 verse gelees, en het hierop agtergekom, alhoewel sy mense, sy gesin, sonde doen, verkeerd doen, besluit hy nie om weg te jaag nie. Besluit hy nie om permanent te straf nie, maar maak hy planne. Halleluja! Hier's baie van ons wat hier sit, Nico die eerste. As ons aan ons foute dink, dan wil ons dadelik 'n streep deur ons naam trek. Wil ons dadelik verag, wil ons dadelik vir onsself sê, ek hoort nie eens hier te staan nie. Maar van wie ons Vader, van wie is sy genade, van wie is sy barmhartigheid, toe ek en jy wil moed opgee, toe ek en jy wil sê, ons het nou afgedwaal, en ek is nou by die varkbakke, het hy gekyk, het hy geroep, het hy geverlang, sy hart, sy liefde sê, hier binne by my en jou siele, sê sy hart, sê sy liefde, ek vergewe, ek dink nooit weer, herstel net. Ek herinner my vanmôre, Romeine 12, die 2de vers, daarom sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Nou mooi hoor my, dan sê hy, maar word verander deur die vernuwing van die hele gemoed. Met ander woorde, onderskei die leengeeste. Breek met die leengeeste.
kry klaar om jouself te verag en te verwerp en word vernuwe deur my eie woord wat vir jou sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie, maar ek sal jou vrymaak, ek sal jou redder, jou verlosser, jou saligmaker wees. Hy sê, word verander daardeur, sodat jy kan beproef, toets, wat die goeie, wat die welgevallige, en wat die volmaakte wil van jou Vader is. Met ander woorde, om ten volle te kan smaak, die wil wat hy gee, die raad wat hy gee, die leiding wat hy gee, dit wat hy sê moet en moet nie, dit gaan nooit net omdat hy homself wil bevredig nie, dit gaan primêr om jou en my te bewaar van die vyand wat rondloop, sodat ek en jy in 'n ewige guns, in 'n ewige heerlikheid, en sodat sy huis in liefde, in vrede, hy was nie, maar toe hierdie Vader hart leer ken, en hy kom agter hoe dink hierdie pa hart, en hy kom agter hoe gee hierdie pa hart om, en hy sien die pa hart en die verlange, onthou hierdie pa, het baie tye seer gehad, oor die rebellie van Israel, oor die rebellie van sy volk, oor my en oor jou foute, seer, berou, spyt, maar nooit moed opgegee nie. Nooit gebesluit, ek draai my rug nie. En vanmôre, ongeag jou lewe, is hy nog lief vir jou, gee hy nog om vir jou, wil hy vanmôre nog die opperpa wees, wil hy die Vader, luister mooi, jou eie pa wat jou teleurgestel het, is niks. Want die oppervader sê, hy is ook net stof gewees. Maar ek is die Vader wat kan vergewe, wat 'n plan kan maak. Waarom? Want ek soek my huis, ek soek my kinders, ek roep my seuns, en ek roep my dogters by my, vir my en saam met my te wees. Sy enige gebore, het sy hart gekyk, hy het sy hart gesien, en nou borduur ek net vir 'n oomblik, en hy het omgedraai, en hy het na die kinders van sy pa gekyk. En hy het gebesluit, ek gaan hulle oudboet word, sodat my pa se hartseer stop. Maar sodat my pa se hart weer gevul kan word, met vars blydskap, met vars vreugde. En sonder om in daai detail in te gaan, julle almal ken rede baie daarvan, het hy gekom, en hy het 'n prys kom betaal. En ons weet, deur die gehoorsaamheid aan sy Vader, het sy Vader hom 'n plek in die hemel aan sy regterhand gegee. En vanmôre sit hy reg langs die Vader, omdat hy die Vader wil. Die disippels, Fariseërs, skrifgeleerdes vra, wat is die wil van die Vader? Hy sê die wil van die Vader is, glo hom, wie hy gestuur het. Dit is ek. Met ander woorde, hy was nie oudboet nie, maar het oudboet kon word, om sy Vader se wil, om sy Vader se blydskap te herstel, en om sy Vader 'n volle vreugde te kan gee. Nou wil ek jy moet besef, en ek hoor mooi vanmôre, as die Vader se hart opreg is
daar 'n familielid wat sê, ek sal 'n prys betaal. Maar boeties en sissies sal moet terugkom. Wie wil dankie sê vir 'n ou boet in die hemel? Vanweë sy voorbeeld het hy baie ou boete losgemaak. Het hy baie familielede losgemaak. Gesê ek sal 'n prys betaal sodat al die familie kan terugkeer. Na my vaders. Vanmôre wil ek oor al hierdie vaders losmaak. 'n salwing van bekwaammaking, 'n salwing van ware liefde, ware voorbeelde, sodat jou huis kan terugkeer en sodat jou huis in jou blydskap en jou volheid en jou huis kan verstaan. Dit gaan nie net oor jou nie, maar dit gaan oor hulle eie beskerming, oor hulle eie bewaring. Hier sê hy mooi, as julle kan vat wat ek gee, sal julle smaak, sal julle sien en verstaan dat ek vir julle goed was en is. Hy soek 'n familielid, omdat die ou boet, omdat die vader 'n voorbeeld gestel het. En nou sê hierdie ou boet, ek wil met hierdie ding in die gees net snap gou vir 'n oomblik, en dan gaan ek klaar maak. Hoor mooi, hierdie ou boet het ook nie net kom 'n prys betaal, sodat net pa verheerlik kan word en bly kan raak nie. Hierdie ou boet sê, omdat ek dit gedoen het, het pa my grensloos met alle mag en alle gesag geseën. Soveel so dat pa gesê het, ek moet hier langsom kom sit. En hy het uitspraak gegee, ek het mag gesag oor alles. Nou wil ek vir julle boeties en vir julle sissies sê, ek vat dit nie net vir myself nie. Maar ek vra vir julle almal, wat wil glo, ek het die prys betaal. Wat wil glo, pa wil gelukkig wees. Ek hou nie my heerlikheid vir myself nie. Ek kom terug, sodat ek julle kan vat en julle saam met my kan sit. Halleluja! Met ander woorde, en dis wat jy van so mooi met die verlore seun verduidelik het. Toe die pa sien, hy's nog op pad terug. Kom van die varkbakke af. Kom van die vervyand en die verval af. Hy's op pad terug. Toe sê die pa, kry vir hom 'n nuwe ring. Kry vir haar 'n nuwe kleed. Gaan soek die beste vee en slag, want myne wat verloor, myne wat verlore was, het weer teruggekeer. Halleluja. Wees vanmôre dankbaar. Luister, die Satan wil sê, jy's verlore. Die Satan wil sê, jy gaan dit nie maak nie. Maar vanmôre, op hierdie Vader geleentheid, is daar 'n pa in die hemel, wat sê, jy's myne, jy's myne, jy's myne. Hy verlang net, luister na my wil, doen my wil, leef my wil, sodat jy nie langer in die wildernis is nie, maar dat jy kan terugkom na my huis, sodat jy kan smaak. Daarom sê hy, deur die vernuwing van julle gemoed verander word. Wat het die verlore seun? Hy het gesê, ek het berou, ek het spyt. Hy sê, die dienaars en die slawe by my pa het meer kos as ek. Hy wil ons moet terugkeer, sodat daar vrede, sekuriteit, kalmte, 'n blydskap, 'n dankbaarheid. Nou kan jy verstaan wat ek net gesê het. As jy enigstens besef wie hy wat hy is deur hierdie skrifte, het jy vanmôre 'n loflied.
het jy vanmôre dankbaarheid. Want jy besef, was dit nie vir 'n pa se liefde nie, was ek nie vanmôre op hierdie plek nie. Halleluja. Al die vaders, kan ek vra al die pa's om te staan? Ek wil vanmôre die oppervader se seën en sy guns op julle almal losmaak. En ek bid vanmôre, dit wat hy gesê het, hy in julle siele wil deponeer deur die woordvers wat ek gelees het, dat hy dit vanmôre in elkeen van julle se siele sal gee. Sodat vanweë jy wat 'n nuwe lewe in wie jonk in jou gees, siel en liggaam gaan word vanmôre, deur dit wat hy binne in jou belê, dat jou kinders en dat jou kleinkinders, dat hulle almal sal sê, ek wil my pa volg, ek wil my oupa volg, ek wil sodoende by die oppervader in die hemel wil ek bly. Ontvang vanmôre sy volle guns, ontvang vanmôre sy volle seën, sy volle krag, Heer insig en wysheid oor elkeen van julle. En in elkeen van julle se families maak ek iemand nou los. Wat sal sê, vanweë my pa se voorbeeld, gaan ek my boeties, gaan ek my sissies terugbring na die huis. Halleluja. Laat dit oor elkeen van julle so wees. Gee hom 'n mooi prys. Ek kan weer sê dankie. En oor al die seuns, vra al die seuns om te staan. Jy is nog nie getroud nie, maar jy weet jy gaan eendag trou. Dit is net normaal. Staan julle gou. Eerstens wil ek vir al julle seuns sê, daar's 'n God in die hemel. Daar's 'n Vader in die hemel. Hy weet presies waar jy verkeerd. Hy weet presies wat het jy al verkeerd gedoen en hy weet nou nog wat jy verkeerd doen. Maar vanmôre sê hy vir jou, jy's myne. En ek het jou lief. En ek gee om vir jou. Gee om vir jou. En hy sê nog vanmôre, kyk vir my, hy gee om vir jou en hy wil hê met hom, kyk, moenie wegkyk nie, kyk vir my. Hy wil hê met hom dien in gees en in waarheid en opregtheid. Sodat jy eendag die pa van paas kan wees. En 'n sukses van suksesse kan wees. Luister mooi julle jongmans wat nou staan, luister mooi. Ek kanselleer enige verkeerdheid wat jy in jou sien en 'n streep deur jou lewe wil trek. Dit breek vanmôre. Dit breek vanmôre. Luister mooi, jou verlede het niks met jou toekoms nou in hom uit te waai nie. Sy besluit oor julle. Gee 'n nuwe toekoms. Gee nuwe geleenthede. Gee nuwe voorbeelde. En dit wat die vyand graag wil hê, julle moet ondergaan. Vat jou pa in die hemel vanmôre gesag. Sê jy's myne. Ek salf jou vanmôre. Ek seën jou vanmôre en ek gee vanmôre vir jou 'n nuwe lewe. Jy sal tot my lof. Jy sal tot. Kom ons prys hom net vir 'n oomblik. Sê hom dankie net vir 'n oomblik. Hoe groot, hoe roemryk, hoe heilig, hoe barmhartig, die Vader van alle vaders. Baie dankie, kan hy sit. Gryp sy raad, gryp sy kennis, gryp dit wat hy sê. Hy gee baie moeds en hy gee baie monies. Maar nie omdat hy 'n diktator is en hy homself wil bevredig nie. Nee, hy gun jou lewe. En lewe van oorvloed. Hy gun jou lewe van guns en van seëninge. En ek bid vanmôre, ek spreek dit uit vanmôre en ek maak klaar dat elkeen wat vanmôre sy woord vat, elkeen wat sy woord glo vanmôre, dat jy in hierdie week getuienis sal kry. Getuienis sal kry. Sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid het vir jou deurgekom. Halleluja. En ek herhaal net hierdie skrif omdat dit so kragtig in my gees gepraat het. Wat jou siel versadig,
met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Nie net papas nie, maar elke siel in hierdie plek ontvang dit, mamas, dogters, seuns, ontvang. Dis nie my woord nie, dis sy woord. Sy woord is ja, en sy woord is amen. Laat dit so wees. Kom ons staan. Daar is sy tafel. Ons het laasweek mooi gehoor. 'n liggaam was vir hom geberei, sodat u en ek in 'n totaal nuwe lewe kan ingaan. Ek en jy eet vanmôre, ek en jy drink vanmôre goeie saad. Eet vanmôre, drink vanmôre, en sê met hierdie wat ek eet en drink, maak ek my hele siel oop om van u te ontvang. En Satan, vyand, jy verloor al jou begeerte oor my. Jy verloor al jou mag, al jou gesag oor my. En ek gee oor aan my oppervader, sy raad en sy wil in en deur my lewe. Laat dit so wees. Ek maak sy volle guns en seën van sy tafel nou los, sodat elkeen daar eet, nie 'n gewoonte eet sal eet nie, maar rema, toenames tot sy lof en eer. U kan vrymoedigheid neem en gaan kry vir u daar by die tafel. Versoen jou met sy volheid, versoen jou met sy waarheid, versoen jou met sy ewige